Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 10de Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofnuus vandag sê: onwettige plakkers steek weer klim af in Laurierpark, Bloemfontein. Jou volle storie is hier. Nog berigte: xenofobie neem toe in die Wes-Kaap. Kommer bestaan steeds oor BKS. Hofspraak van beweerde moordenaar in Springbok hervat. Roger Federer terug vir 'n vertoonwedstryd. Die situasie by Laurierpark het reeds in Maart 2024 opslag gemaak toe honderde en volgens sommige berigte selfs duisende mense grond naby hierdie woongebied in Bloemfontein beset en informele strukture opgerig het. Dit het tot ernstige spanning tussen inwoners, grondbesetters en die Mangaung Metro en die polisie gelei. Inwoners van Laurierpark het destyds baie versperring betoog uit vrees dat die grondbesetting eiendomswaardes sou benadeel en misdaad kon laat toeneem het. Die polisie moes ingryp om botsings tussen inwoners en grondbesetters te voorkom. Die Mangaung Metro het die besetting as onwettig veroordeel en 'n hofbevel bekom om verder besettings te voorkom. Die sogenaamde rooi mure en wetstoepassers het daarna begin om strukture te verwyder. Die hof het ook bepaal dat mense wat reeds gevestig was, volgens die wet behoorlik hanteer moes word voordat hulle skuilings afgebreek kon word. Nou in 2026 lyk asof die grondkwessie steeds nie finaal opgelos is nie. Daar was onlangs nuwe hofuitsprake en regsaksies oor ontwikkeling van hierdie grond en die vestiging van inwoners in hierdie gebied. Verskeie berigte dui daarop dat die stryd oor grond steeds voortduur tussen die metro, inwoners en mense wat behuising benodig. Indien dit korrek is dat onwettige grondbesetters weer onlangs in Laurierpark pos gevat het, sal dit waarskynlik die debat oor behuising, grondhervorming en die toepassing van hofbevele Mangaung verder verskerp. Die kern van die probleem bly dat duisende mense steeds op behuisingsgeleenthede wag, terwyl bestaande inwoners eis dat grondbesettings volgens die wet gestop moet word. Die golf van xenofobiese geweld in die Wes-Kaap wek toenemende kommer nadat verskeie voorvalle die afgelope 2 weke in dorpe soos Mosselbaai, Kleinmond en Gansbaai aangemeld is. Honderde buitelandse burgers is uit hulle huise verdryf, terwyl sommige skuiling in gemeenskapsale en veilige plekke moes gaan soek het. In Mosselbaai is 2 Mosambiekse burgers dood en meer as 50 informele wonings is ook aan die brand gesteek tydens hierdie onrus met protesoptredes teen ongedokumenteerde immigrante. Die polisie het ondersoeke ingestel en 'n klopjag op verdagtes van stapel gestuur. Die Wes-Kaapse premier Ellen Winde het die geweld sterk veroordeel en beklemtoon dat geen meningsverskille oor immigrasiebeleid, geweld of intimidasie kan regverdig nie. Die provinsiale regering het ook bemiddelaars ontplooi om verdere spanning te help ontlont. President Cyril Ramaphosa het intussen beloof dat die regering streng sal optree teen groepe wat by xenofobiese aanvalle betrokke is en gewaarsku dat slegs staatsowerhede immigrasiewente mag afdwing. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het ook sy kommer uitgespreek oor die groeie anti-immigrante sentiment in die Wes-Kaap en gewaarsku dat sosiale samehorigheid en menseregte bedreig. Kortliks, hierdie situasie bly gespanne, maar wetstoepassingsowerhede en regeringsleiers doen 'n beroep op gemeenskappe om kalm te bly en hulle griewe deur wettige kanale aan te spreek. Kommer neem toe in die landbousektor dat die huidige strategie om back and closure te beheer nie voldoende is om nuwe uitbrekings te voorkom nie. Verskeie landbouorganisasies meen dat stadige reaksietye, beperkte beheermaatreëls en uitdagings met die beweging van vee die verspreiding van die siekte bemoeilik. Boere waarsku dat back and closure 'n ernstige bedreiging vir Suid-Afrika se vleisbedryf en uitvoermarke inhou. Wanneer nuwe gevalle aangemeld word streng beperkings op die vervoer van vee ingestel, wat grootliks finansiële verliese vir produsente kan veroorsaak. Kenners meen egter dat beter monitering, vinniger opsporing van besmette diere, strenger beheer van veebewegings en voldoende enstofvoorrade nodig is om hierdie siekte meer doeltreffend te bekamp. Hulle beklemtoon ook die belangrikheid van samewerking tussen boere, veeartsenydienste en die regering. Die verhoor van die Noord-Kaapse Lucernboer, Japie Claessens, is van dese week in die rondgaande Hooggeregshof in Springbok hervat. Claessens staan tereg op 2 aanklagtes van moord na die moord van die prokureur Konrad Koenie de Beer en die boer James Kriel by hulle kleinhoewe by Vioolsdrif in Oktober 2023. Die hof het reeds in Mei getuienis aangehoor en die saak is vir verder verrigtinge van 8 tot 12 Junie op die hofrol geplaas. Claessens ontken die moordaanklagtes, maar het erken dat hy onwettige ammunisie in sy besit gehad het. Tydens vorige getuienis het die verdediging verskeie staatsgetuies sy geloofwaardigheid en herinneringe aan hierdie gebeurtenis bevraagteken. Die staat voer aan dat die 2 mans doodgeskiet is nadat hulle die nag by Claessens se woning oorgeslaap het. Die verhoor duur voort en die hof sal na verwagting nog verskeie getuienis aanhoor voordat die saak afgehandel sal word.
Die waarnemende minister van polisie, Faris Chakalia, het dit duidelik gemaak dat korrupsie binne die Suid-Afrikaanse polisiediens, oftewel die SAPD, nie geduld sal word nie. Hy het beklemtoon dat eerlike polisiebeamptes beskerm moet word, terwyl korrupte lede geïdentifiseer, vervolg en uit die polisiediens verwyder moet word. Chakalia het die polisieportefeule oorgeneem nadat president Cyril Ramaphosa vir Senzo Mchunu op verlof geplaas het, hangende ondersoeke na beweringe van korrupsie en politieke inmenging in polisiesake. Die minister staan voor 'n groot uitdaging, aangesien verskeie senior polisiebeamptes die afgelope maande in korrupsieondersoeke betrek is. Die sogenaamde Madlanga Kommissie ondersoek beweringe van korrupsie, georganiseerde misdaad en inmenging in polisieondersoeke. Chakalia se boodskap is dat die SAPD se geloofwaardigheid herstel moet word. Hy meen die meerderheid polisiebeamptes is eerlik en toegewy, maar die optredes van klein groep korrupte lede die beeld van die hele polisiediens sal skaad. Die Suid-Afrikaanse skoolkriketgemeenskap is in rou gedompel na die skielike afsterwe van Brad Heller, wat slegs 29 jaar oud was. Heller het die afgelope naweek onverwags gesterf en was 'n gewaardeerde personeellid van Paul Roos Gimnasium in Stellenbosch. Heller was sedert 2021 'n integrale deel van die skool se kriketprogram. Hy was as kriketbestuurder opgetree en was ook betrokke by afrigting, onder meer as hoofafrigter van die onder 15 A-span. Hy het 'n groot rol gespeel in die ontwikkeling van jong kriketspelers en was wyd gerespekteer deur spelers, ouers en kollegas. In 'n verklaring het Paul Roos Gimnasium hulle diepe hartseer uitgespreek en gesê dat Heller 'n geliefde en gerespekteerde lid van die personeel was. Die skoolgemeenskap het hulle meegevoel betuig aan sy familie en vriende en hulde gebring aan sy bydrae tot die skool se sportkultuur. Verskeie skole, kriketorganisasies en sportgemeenskappe reg oor die land het sedertdien hulle medelee uitgespreek. Baie mense beskryf hom as 'n passievolle sportman met 'n besondere liefde vir kriket en vir die ontwikkeling van jong mense. Die minister van Justisie en Stadkundige Ontwikkeling, Mamoloko Kubayo, sê die nalatenskap van apartheid en kolonialisme speel steeds 'n groot rol daarin dat baie Suid-Afrikaners nie maklik toegang tot howe en regsdienste het nie. Volgens Kubayo is die hofstelsel voor 1994 so ingerig dat dit hoofsaaklik stedelike en meer ontwikkelende gebiede bedien het, terwyl mense in voormalige tuislande en afgeleë plattelandse gebiede dikwels lang afstande moes aflê om 'n hof te bereik. Sy meen hierdie historiese ongelykhede bestaan in baie gevalle steeds vandag nog. Die minister het gesê gemeenskappe in sommige landelike dele van die land moet steeds teen groot kostes reis om toegang tot howe en ander justisiedienste te kry. Daarom ondersteun die departement die rasionalisering van hofgrense en jurisdiksies om die regstelsel meer toeganklik vir almal te maak. Die wêreldwye lugvaartbedryf verwag dat sy wins in 2026 byna met die helfte gaan daal weens die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste. Die internasionale lugvervoer assosiasie het sy winsvooruitskatting vir die bedryf van $41 miljard tot so $23 miljard verlaag. Die grootste rede vir die daling is die skerp stygende brandstofpryse. Lugrederye se gesamentlike brandstofrekening sal in verwagting ongeveer $252 miljard in 2025 tot so wat $350 miljard in 2026 styg. Brandstof verteenwoordig na byna 1/3 van alle bedryfskoste. Die oorlog en onstabiliteit in die Midde-Ooste het ook belangrike lugroetes ontwrig. Baie lugdienste word gedwing om langer roetes te vlieg om konflikgebiede te vermy wat verdere druk op bedryfskostes geplaas het. Die wenner van Sondag se Comrades Marathon kan vanjaar meer as R2,3 miljoen wegstap indien alles in sy of haar guns verloop. Die totale prysgeld vir die 2026 wen beloop 'n rekordbedrag van meer as R8,2 miljoen. Die mans en dames wenners ontvang elk R925.000 vir die algehele oorwinning. Daarbenewens is daar 'n bonus van R242.000 vir die eerste Suid-Afrikaanse man en vrou wat oor die streep gaan. Nog 'n groot aansporing is die R605.000 rekordbonus wat betaal sal word indien bestaande APRAN se rekord verbeter word. Daar is ook verdere prestasiebonusse van borge beskikbaar wat beteken dat die uiteindelike uitbetaling aan die wenner meer as R2,3 miljoen kan beloop. Die 99ste Comrades Marathon word Sondag tussen Durban en Pietermaritzburg beslis. Groot name soos Gerard Steyn sal weer in aksie wees, terwyl die wêreld se beste ultramarathon atlete om die gesogte titel en rekordprysgeld ook sal kan meeding. Die kanse dat die Suid-Afrikaanse tennisspeler Lloyd Harris om vanjaar aan die Wimbledon deel te neem, lyk al hoe skaler nadat beserings weer sy loopbaan ontwrig het. Harris wat die afgelope paar jaar met ernstige rug- en polsprobleme gesukkel het, probeer steeds om sy beste vorm terug te vind. Voormalige wêreldnommer 31 moes in 2024 rugchirurgie ondergaan nadat 'n rugskynbesering hom in vir maande van die baan gehou het. Volgens Harris was die herstelproses besonder moeilik geweest en hy het vir 'n tyd lank met erge pyn gesukkel. Sy terugkeer na die internasionale toer was wisselvallig geweest, hoewel hy verlede jaar daarin geslaag het
om vir die Wimbledon te kwalifiseer en die tweede ronde te bereik, het hy vanjaar reeds misluk om vir die Australiese Ope en die Franse Ope ronde te kan kwalifiseer. Met Wimbledon wat vinnig nader kom, is daar kommer dat hy sy gebrek aan wedstrydfiksheid en aanhoudende besering sy kans om weer deur die kwalifisering te kom ernstig kan benadeel. Die Suid-Afrikaanse gebore Skotland vleuel, Duan van der Merwe, sê hy sien die komende toets teen die wêreldkampioen Springbokke as 'n ideale geleentheid om sy vermoëns teen die beste span in die wêreld rugby te kan toets. Van der Merwe wat in George in die Weskaap gebore is en vir die junior bokke gespeel het voordat hy in Skotland gevestig het, sedert 2020 een van Skotland se gevaarlikste aanvallers geword. Hy is ook Skotland se voorste dreedrukker van alle tye. Die vleuel het gesê wedstryde teen die Springbokke bring altyd ekstra motivering vir hom omdat hy teen die land van sy geboorte speel. Hy glo dat Skotland 'n groot uitdaging in die gesig staar wanneer op 11 Julie teen Suid-Afrika op Loftesversveld gaan uitdraf, maar hy sien dit as 'n kans om sy waarde op die internasionale verhoog te bewys. Die Springbokke het die laaste 9 ontmoetings tussen die twee lande gewen en sal as gunstelinge die wedstryd aanpak. Skotland se spelers is egter vasbeslote om die wêreldkampioene uit te daag en te wys dat hulle teen die beste spanne kan meeding. Rugby-liefhebbers kan hulle vandag op nog 'n groot dag van internasionale rugby in Bloemfontein verheug wanneer die Toyota uitdagreeks in die Toyota Stadion voortgesit word. Die toernooi bring Suid-Afrikaanse spanne teen internasionale teenstanders uit Europa te staan en dien as belangrike voorbereiding vir die besoekende lande op pad na die 2027 Wêreldbeker. Vandag se program begin met 'n kragmeting tussen die Suzuki Griquas en die Georgiese span die Black Lion. Daarna kom die Eling Pumas teen Roemenië aan te staan voordat die Toyota Tigrers vanaand teen die hoofwedstryd teen Roemenië gaan speel. Al die wedstryde vind in die Toyota Stadion in Bloemfontein plaas. Die 2026 uitgawe van die Toyota uitdagreeks is groter as tevore met internasionale spanne van Georgië, Portugal en Roemenië wat gaan deelneem. Die reeks bied in Suid-Afrikaanse spelers die geleentheid om hulself teen buitelandse opposisie te toets terwyl ondersteuners rugby van hoë gehalte op eie bodem kan geniet. Daar is nuwe berigte dat Roger Federer weer gaan verskyn by die Amerikaanse Ope in 2026, maar wat baie belangrik is, dis nie 'n terugkeer na professionele tennis nie. Federer gaan deelneem aan 'n spesiale een-nag uitstallingswedstryd by die US Ope in New York op 25 Augustus 2026. Die geleentheid heet Roger Federer and Icon Returns to New York. So wat beteken dit? Dis 'n vertoonwedstryd, nie 'n Grand Slam terugkeer nie. Hy sal saam met tennislegendes soos Andy Roddick, Andre Agassi, John McEnroe speel. Die belangrike konteks, Federer het in 2022 uit professionele tennis uitgetree. Sy laaste US Ope was in 2019 gewees. Hy bly dus afgetree, maar neem deel aan spesiale eerbetoon geleenthede. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1325, Polokwane 721, Lephalale 1025, Mbombela 823, Mahikeng 822, Pretoria 1120, Johannesburg 1320, Ermelo 420, Kalahari 921, Gaborone 1124, Richards Bay 1525, Pietermaritzburg 822, Durban 1423, Port St Johns 1222, Pongola 1325, Maputo 1626, Bethlehem 417, Bloemfontein 619, Alawal Noord 619, Welkom 27, Vryburg 923, Kimberley 1021, Appington 1021, Prieska 1121, Springbok 1023, Karasburg 1124, Keetmanshoop 1024, Mariental 925, Alexander Bay 1329, Brandvlei 1022, Lourdes Bay 1425, Vredendal 1227, Kaapstad 1220, Sutherland 717, George 1222, Jeffreys Bay 1223, Geberra 1123, Grafreinet 721, Kapogelas 919, De Aar 819, Molteno 415, Beaufort Wes 922, Oos-London 1224, Mabelane 14 en 28 grade Celsius in die middag. Ons verkorte weervoorspelling vir vandag lyk so: Gauteng sonnig en droog, koel in die oggend en aangenaam in die middag. Die Vrystaat mooi weer, koel tot koud met min kans op reën. Noordwes koel winterstoestande, Limpopo sonnig en koel, warm in die oostelike dele. Mpumalanga mooi weer met koeltemperature, warm in die Laagveld. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel, enkele ligte buie moontlik in die suide en in die ooste. Die Oos-Kaap provinsie gedeeltelik bewolk en koel met enkele ligte kusbuie. Die
Die Weskaap bewolk tot gedeeltelik sonnig, koel weer en geen beduidende reën word verwag nie. Die Noord-Kaap koel en koud met oggendmis in sommige westelike gebiede. Die landbouvooruitsig, die grootste deel van Suid-Afrika, kan 'n droë wintersdag verwag met koel oggende en matige middagtemperature. Die markaanwysers lyk as volg: die rand verhandel teen R16.52 teenoor die Amerikaanse dollar. Die pond kos R22.11. Die euro verhandel teen R19.07. Die Australiese dollar kos R11.61. 'n yen kos 10 sent. Platinum kos $1,730. Palladium kos $1,231. Goud kos $4,264 per fyn ons. Silwer per fyn ons is $65.42. Brent 3 olie per vat is $94.25. Die gedagte vir die dag: ons weet nie altyd wat die dag vir ons inhou nie. Daar sal uitdagings, besluite en onsekerhede wees, tog hoef ons nie alleen deur die lewe te gaan nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.